Right, terwyl die ligte weer aankom, ons is tans besig, vanoggend se tema is die naghemel en jy, want ons is tans besig met 'n reeks boodskappe, wat gaan oor die einde van die wêreld en Openbaring en hoe jy dit sien, en ek sien vanoggend weer op Facebook, daar's 'n uitverkoping op boeke, wat gaan oor hierdie hele tema, en dis nogal redelik warm in die nuus, want 'n spreker in Amerika, wat 'n redelike groot platform het TV-kanale en alles oorspoel met 'n klomp goed, wat hy weer voel is die waarheid of nie die waarheid nie, en toe ons het goed gedink, omdat 'n klomp mense in die gemeente het vra daaroor, dat ons bietjie daaroor gesels. So die eerste boodskap was gewees oor Openbaring, en hoe om jou vrees te oorkom, om Openbaring oop te maak en te lees, en hoe om het beter te verstaan en reg te verstaan, en die hele reeks natuurlik is op DVD of op YouTube beskikbaar, as jy dit weer wil kyk, en dan die tweede boodskap, wat laasweek was, het gegaan oor vrees, vrees in die algemeen, maar ook die hele vrees wat ontstaan rondom die einde is hier, en hoe gaan het gebeur, en gaan het aliens wees, of gaan het monsters wees, of gaan het drake wees, en gaan jy met 'n swaard moet beklei, en gaan die bloed so diep loop, soos die parasitoums, en al sulke interessanthede, en hoe om daai vrees te oorkom, vir die einde van die wêreld, en hoe om vrees oor die algemeen te oorkom, en vanoggend praat ons oor die naghemel, en die sterre, en die maan, en al die ander dinge, en dan volgende week praat ons oor die wederkoms, oor hoe die Here weer gaan kom, en wanneer hy weer gaan kom, en so aan, en dan gaan ons die reeks afsluit, so saam met die vakansie. Nou, ek vra buitengewone gebed vir volgende Sondag se diens, want volgende Sondag is na volgende Saterdag, en volgende Saterdag gaan 'n bietjie vol wees. So, ja, dis die reeks, en die Here het al klaar 'n paar groot waarhede oopgebreek, en 'n mense bietjie bevry van 'n klomp goeters, veral vrees. Nou vanoggend moet kom met 'n disclaimer, en dit wat ek vanoggend oor praat, het kerke geskeur, het al gesinne en families geskeur, oor hoe die einde gaan gebeur, en hoe die tydsverloop is, en hoe die raamwerk lyk, en al die dinge. So vanoggend wil ek vir jou sê, dat dit wat ek sê is, gebaseer op die beste wat ek weet. En soos 1 Korintiërs sê, die 1 Korintiërs 13, nou ken ek ten dele, en eendag sal ek ten volle ken, maar ek glo met alles wat in my is, dat dit wat ek vir jou vanoggend gee, dat dit is hoe die Here wil hê, jy moet dit sien. En ek wil begin by die hele ding rondom jou sterre teken. Nou blykbaar is ek 'n maagd. Ek is nie, maar ek is. Dis blykbaar my sterre teken, en as gevolg daarvan is ek supposed to be om perfectionisties te wees. As jy al ooit in my kantoor was, dis nie die waarheid nie. My kantoor is daar in die hoek, en ek het vanoggend om netjies gepak, sodat as jy wil gaan kyk hoe perfectionisties ek kan wees, moet asseblief nie enige kaste oopmaak nie. Iets gaan op jou val. Sien, ek blaai van tyd tot tyd deur 'n paar tydskrifte of 'n koerant of 'n ding, en dan sal gewoonlik in baie van die tydskrifte en koerante is daar hierdie kolom of partykeer 'n hele bladsy wat gespandeer is aan jou sterreteken en jou sterreteken, jou ster het nou so beweeg, dat jou sterreteken is nou in die middel van die hemel, ergens somewhere, ek weet nie hoe dit die middel bepaal nie, maar jy's nou prominent, en dis nou jou maand, en in hierdie maand gaan jy nuwe liefde ontmoet, en ek wil nie regtig nuwe liefde ontmoet nie, ek is baie gelukkig getroud, en dit gaan goed gaan in jou besigheid, en ek het nie 'n besigheid nie, so ek weet nie, jou kinders gaan buitengewone seën beleef, my kinders beleef in elk geval buitengewone seën, want ek is hulle pa. So, die punt is, en ek wil regtig, ek gaan probeer om so ernstig as moontlik te bly vanoggend, maar hierdie spesifieke gedeelte is my baie moeilik om oor ernstig te wees, dat 'n mens actually kan glo, dat die manier wat die sterre beweeg, 'n effek het op hoe jou dag verloop, en wie jy gaan ontmoet, en hoe dit in jou besigheid gaan gaan. Nou ek weet, die sterre het 'n effek op die natuur, en die hemelruim het 'n effek waar die maan is, en hoe die maan is, en al goeters het,
ek weet nie, dit invloed op reënpatrone en hoëgety en laaggety en ek weet nie wat als nie. Ek weet daar sekere goed wat die natuur interafhanklik is van mekaar. Maar wragtig. Ek het al toe ek 'n kind was, ek het heeltemal opgehou doen, en dis hoekom die goed wat ek aanhaal is nog goed wat ek onthou van toe ek 'n kind was. Toe ek 'n kind was, het ek op hierdie goed afgekom, en dan lees 'n mens hierdie ding, en dan dink jy by jouself, maar ek's nog nie eers oud genoeg vir hierdie goed om te gebeur nie. Maar hulle voorspel het klaar, en dit gaan hierdie week gebeur. Ek weet nie. Ek weet regtig nie. Ek kan dit nie glo, dat die Here wil hê, dat my lewe oorgelewer moet word aan hoe 'n ster op 'n baan beweeg nie. Ek glo my lewe is in God se hand. En niemand ken my toekoms buiten hy nie. En dat ons saam 'n pad loop, en daarom hoef ek nie vir te kyk wat een of ander koerant artikel sê oor wat my toekoms vir my voorspel nie. Ek kyk eerder in die Bybel en ek praat met die Here. En dan was daar so 2 weke terug berigte dat die ster van Bethlehem na 2000 jaar weer verskyn het en weer 'n pad gebaan het deur die hemelruim, en ek weet nie wie het om agtervolg nie, maar ek dink 'n paar mense het in die see geland, want as jy heeltemal sy baan moes gevolg het, moes jy ergens oor water gaan. Dis net 'n klomp planete en sterre en goeters wat op 'n manier beweeg, en nou lyk dit soos dit gelyk het toe Jesus gebore is, en toe Jesus gebore is, toe was dit significant gewees. Maar daar het niks regtig buitengewoon gebeur daai week nie. Vliegtuie het nog steeds gevlieg waar hulle gevlieg het, en mense het nog steeds gegaan waar hulle gegaan het. Dit het gekom en dit het gegaan. En dan is daar die sogenaamde rooi maan, wat actually gaan gebeur, die 28ste September, daar rond, in sekere dele van die wêreld sal dit sigbaar wees. Blykbaar gaan die maan rooi verkleur. En dis 'n verskynsel wat min gebeur, maar dit gebeur, en dit sal die 4de keer wees wat dit gebeur, dink ek, van dat Jesus op aarde was. Ek ken nie die hele teorie nie. En elke keer wat dit gebeur dit toevallig so dat dit op een of ander groot Joodse fees is. En as gevolg daarvan, en elke keer wat dit gebeur, het sekere mense nou gaan sê dat daar het groot, significant goed in die geskiedenis gebeur. En as gevolg daarvan, die 28ste September, moet jy pas op, want is hierdie groot dag, en die Here gaan iets massiefs doen, en all the rest. En selfs John Hagee, wat hierdie ding preek en vir die wêreld versprei, en miljoene boeke daarop verkoop het, en kan aftree op die geld, selfs hy sê dat hy dink so. Hy vermoed so, want sien, as ek elke keer wat daai maan verskyn het, die gebeurtenisse vat wat gebeur het toe die maan verskyn het 80% van daai goed wat gebeur het op ander tye in die jaar ook gebeur. En dis die probleem. Daar's Joodse feeste dwars deur die jaar. Daar's nie net een, daar's 'n klomp. So die kans dat 'n maan gaan verkleur, dieselfde tyd as wat die Jode fees hou, een of ander fees, want hulle het 'n klomp, is nogal redelik groot. En om dan 'n klomp geskiedkundige gebeure wat op daai stadium gebeur, 'n nuwe verkiesing van 'n president of een of ander wapentransaksie, die nukleer beleid wat nou vasgemaak gaan word een of ander tyd, ek lag my boude stikkend as dit op die 28 September geteken word. In elk geval, om so 'n teorie aan mekaar te sit, vat 'n klomp toevallighede, wat jy by mekaar moet sit en moet sê, hierdie het gebeur, en hierdie het gebeur, en hierdie het gebeur, en dan 'n teorie te bou daar rondom. En al wat ek kan sê oor teorieë soos daai is, dat selfs 'n gebreekte horlosie is 2 keer 'n dag reg. En ek wil nie afpraat teenoor enige iemand wat enigiets skryf of enigiets sê nie. Ek wil net sê dat, ja, dit kry dalk 'n paar ekstra mense in die hemel, want dit maak 'n hele klomp mense baie bang. Maar ons het laas Sondag daaroor gepraat, dat die Here wil nie hê ons moet leef in vrees nie. Hy het ons nie slawe gemaak van vrees nie.
So ek wil vanoggend praat oor hierdie vraag, oor wanneer is die einde? Nou, ek kan vir jou sê, wanneer is die einde van baie dinge? Ek kan vir jou sê, wanneer is die einde van my kind se skoolloopbaan, wanneer hy of sy hard genoeg werk om matriek klaar te maak en nie 'n jaar te druip nie, dan sal dit die einde wees van sy skoolloopbaan. Ek kan vir jou definitief sê, wanneer my huwelik sal verby wees. My huwelik sal verby wees die dag, as ek my vrou met iemand anders verneek. Dan sal, wanneer, dit was 'n baie lelike woord, ek vra om verskoning, maar wanneer ek dit doen, dan sal dit die einde wees van my huwelik, want dis hoe dit is, dis 'n profesie, wat gaan waar word. Maar die einde van die wêreld, ek kan nie dit vir jou sê nie. Maar ek kan vir jou sê, daar's 'n klomp mense wat probeer het. Daar's 'n klomp mense wat die vraag probeer antwoord het, en wat gesê het, maar hulle weet wanneer dit gaan gebeur, en ek wil vir jou sê, dit het gebeur toe Jesus nog op aarde was. Matteus 24. Jesus is nog tussen sy disippels, toe praat al oor die einde. Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur, en wat sal die teken van die koms en van die einde van die wêreld wees? Dis Matteus, Jesus is nog daar, hulle wil klaar weet, wanneer kom hy terug? En in die vroeë kerk het dit ook gebeur. In 1 Tessalonisense 4 vers 16 staan daar hierdie woorde, wanneer die bevel gegee word en die stem van 'n aartsengel en trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het uit die dood weer opstaan. So in die Nuwe Testament al worstel hulle met hierdie ding, en die vroeë Christene, die heel eerste Christene het gemaak soos baie sektes vandag doen. Hulle kom by mekaar, hulle glo die einde is in sig, hulle verkoop al hulle besittings, hulle leef al hulle geld uit, en dan gebeur die einde nie, en dan pleeg hulle selfmoord. Die vroeë Christene dink ek net nie het selfmoord gepleeg nie, maar hulle het al hulle besittings verkoop, hulle het alles met mekaar gedeel, en al die kos opgeëet, en toe kom Jesus nie, en toe begin die mense doodgaan, en Jesus kom nie, en die mense gaan dood, en Jesus het nog nie gekom nie, en toe kom Paulus en hy sê, maar die Here het nooit gesê nou nie. Die Here het gesê, kom as hy kom. En daai gesprek het aangehou deur die eeue. In die 2de eeu na Christus was daar 'n man met die naam van Montanus. Hy het 2 vroue gehad wat saam met hom geprofeteer het, en hulle die Here Jerusalem deurgeloop, en hy het gesê, die nuwe Jerusalem gaan kom, en het gaan neerdal op 'n plek met 'n baie lelike naam, wat ek nie gaan uitspreek nie. En die skares gaan soontoe getrek en by mekaar gekom, want dit sou die 2de eeu na Christus gebeur, en wat gebeur? Dit gebeur nie. Jerusalem is nog steeds op sy plek. En deur die geskiedenis het dit aangehou, en een paar groot, as ek al net 'n paar uit, jy kan dit intik op Google, die voorspellings vir die einde van tyd, die lyste is bladsye en bladsye lank. Hugh Broughton het gesê, dit kom in 2072, nou hy gaan dit nie beleef nie, maar ek ook nie, in elk geval. John Napier het wat geleef het in daai tyd gesê in 1688, en dan is ons nou in die 1000-jarige vrederyk, en dit kan nie die waarheid wees nie, want daar's nie vrede nie, so dis 'n bietjie moeilik. En Thomas Brightman het 'n boek geskryf, The Revelation of the Revelation, en het gesê die einde is in 1695, net 7 jaar na die ander ou. So sy boeke het ook baie goed verkoop, maar dit het ook nie gebeur nie. En vandag hou dit aan. Hal Lindsey, een van die mees bekendste eindtyd gurus wat tans nog leef, het 'n boek geskryf, The Late Great Planet Earth, en wat hy het geskryf, en Planet Earth, The Final Chapter. En dit was in 98, so in 2000 toe al die rekenaars oorgeslaan het, en almal gedink het die wêreld gaan tot 'n einde kom, en jou geld gaan verdwyn uit jou bankrekening. Die wêreld het nie tot 'n einde gekom nie, dit was net 1 sekonde, en toe nog 'n sekonde, en toe is dit die jaar 2000. Hy het gesê, die Antichrist woon reeds in Europa. Nou waar anders sal iemand leef wat nie van die Here hou nie, as Europa. Afrika, Australië, Amerika, ek dink Amerika, maar Rusland begin die 3de wêreldoorlog, dit was sy voorspelling. Is moontlik, weet nie. Al wat ek weet, ek dink nie ons kan 'n 3de wêreldoorlog oorleef nie. Daarna volg Armageddon, dit lei die einde in. Die internet wemel en wemel en wemel. Jy kan dit intik, jy kan dit Google, jy gaan daar's omtrent 'n voorspelling vir elke dag. Dis genuine, dis scary. En
Die Bybel het 'n opinie. Nou is alles in die Bybel net vir ons geslag bedoel, het die Here gesê, oor 2000 jaar sal al hierdie goed gebeur. Is dit regtig die waarheid? Praat die tekens van die tye met ons? Nou John Hagee se eerste het 'n boek geskryf in 96, The Beginning of the End, The Assassination of Yitzhak Rabin and the Coming Antichrist, en daarin het hy voorspel hoe die einde gaan verloop, die kennisontploffing wat tans gebeur, vervul volgens hom Daniël 12 vers 4, daar is 'n kennisontploffing al van net na die Renaissance af. Op hierdie stadium verdubbel die wêreld sy kennis elke 5 jaar. Dit is nie iets wat nuut is nie, dit gebeur al vir meer as 100 jaar. Plan epidemies, volgens Sagaria, daar is plan epidemies in Jesus se tyd gewees, dis hoekom Jesus melaatses genees het. Dan is voorspel, sê hy die stig van die staat van Israel in 48 het Jesaja 66 vervul, wat so mag wees, en die terugkeer van die Jode na Israel, dit is so oud soos tyd. Jesus het die Jode al in die Bybelse tyd teruggevat na hulle land toe. Wêreldwye kommunikasie, wat Openbaring 11 moontlik maak, aardbewings, vals profete, Jesus waarsku in die Bybel teen vals profete, en aardbewings ook nog al in Jesus se tyd gebeur. Sien, dis die probleem met eindtyd voorspellings. Jy kan enige tyd in die geskiedenis vat, en jy kan 'n klomp goed by mekaar sit, en jy kan sê, ek glo, hier sit nou. Maar ek wil hê, jy moet vanoggend saam met my kyk na die identiteit van die antichris. Party mense sal sê, die antichris is in hulle familie. Party mense sal sê, die antichris is hulle baas. Party man sal sê, hy is met die antichris getroud. Nie ek nie, beslis nie, want dan is dit ook die einde. Nou die antichris was al deur die verloop van die eeue, verskillende mense, die arme mense. Die volgende, daar's lyste, weer eens, jy gaan intik wie al die antichris was. Keizer Wilhelm van Duitsland, weet nie hoekom nie, maar hulle het duidelik die mense nie van hom gehou nie, hy was blykbaar wreed of iets. Mussolini, hy was die antichris, natuurlik Hitler, hy moes die Hitlerst gehaal het. Stalin, John F. Kennedy, Saddam Hussein, en hy hoes ook nie meer nie. En dan, arme ou Bill Gates, want hy tegnologie uitgedink mos, jy weet, is mos nou sy skuld, dat ons almal met mekaar kan praat met ons rekenaars. En dan natuurlijk Nelson Mandela, die lys gaan aan, en aan, en aan. Moet ek vir jou gou sê, wanneer sê die Bybel, leef die antichris? 1 Johannes 4 vers 3 tot 5. Elkeen wat Jesus nie erken nie, is nie van God afkomstig nie. Dit is typies van die antichris. Die antichris is 'n kollektiewe naam. Dis nie 'n noodwendige individu nie. Julle het mos gehoor dat hy aan die kom is. Sien, hy speel. Kom julle agter, hy speel. Hy sê, dan is dit baie, dan is dit min. Dat hy aan die kom is, en dan sê hy, wanneer leef hy? Nou reeds. Hierdie is 2000 jaar terug. Toe die Here gesê, is die antichris klaar op die aarde. Nou, ek weet die oudste mense in die Bybel het so 900 en something jaar geleef, maar wie ook al hierdie oues, dit was nie hy nie. En dan sê hy, julle is egter van God afkomstig, my kinders, en julle het hulle reeds oorwin, met ander woorde, die wat teen God is, omdat die gees wat in julle woon, magtiger is as die gees wat in die wêreld woon. Hierdie mense het die wêreld as oorsprong. Daarom praat hulle uit 'n wêreldse oogpunt en luister die wêreld vir hulle. So die Here kom en hy sê, daar's die wat vir Christus is en daar's die wat teen Christus is. En ja, die wat teen Christus is, het altyd 'n leier, iemand wat voorloop. En in enige betrokke tyd is daai persoon wat voorloop en die negativiteit teen die Here en teen die kerk aanblaas, is die antichris. En een van hulle gaan eventueel die ultimate antichris wees, wat die wêreld gaan opmaak teen die Here, en dan gaan die Here sê, genoeg is genoeg, soos hy gedoen het met Sodom en Gomorra, en dan gaan dit die einde wees. Maar ek en jy, dis nie binne ons vermoë om te sê, dis hierdie persoon of dis daai persoon nie.
Want die Bybel sê, toe Johannes op aarde was, dis 'n paar jaar na Jesus se dood, toe het hy gesê, die Antichrist leef reeds. En dis, volgens hierdie teks, almal wat nie staan vir dit wat Christus voorstaan. So wanneer gebeur die einde nou? En daar's verskillende sienings daaroor, en ek gaan net vinnig vir julle 'n paar wys van hoe intens hierdie gesprek is, as jy nog nie deel was van hom nie. Dis 'n verskriklike intense gesprek. Daar's oral sulke kaarte, nou ek weet hierdie kom van E-Sword af, en van Logos af, en dit is the Book of Revelation. Hierdie theorie is uitgedink deur 'n man met die naam van Laken, en hy kom en hy sê, ons leef hier. Nou volgens Openbaring is dit die tyd van die 7 gemeentes, waar die 7 briewe is, en dan is elke gemeente is 'n spesifieke tydperk, en dan gebeur daar, ek dink die wegraping, as ek dit nie mis het nie, en dan is daar die seels wat gebreek word, en all the rest, en 110 goeters, en daai goed gebeur, en hieronder is mense wat die hele tyd in die hel gewerp word, en hier is die kerk, en daar is die hemel, en ek weet nie wat als nie, en hier is die uiteindelike hel, en so aan. En teken 'n tydkaart, en volgens daai tydkaart is ons nou hier. Ons leef hier, in die tyd van Laodicea, die lou kerk, maar die probleem met al hierdie tydkaarte, en ek gaan vir jou 'n paar wys, is dat hulle nie konsekwent is in die manier wat hulle redeneer nie. Hierdie is 7 briewe wat aan 7 gemeentes geskryf word, en dan word in die geskiedenis ingedeel in 7 tydperke, wat nie vas of los is nie, elkeen is verskillend in lengte, maar die oomblik wanneer die wegraping gebeur, dan val tyd in, en as die Bybel sê 7 jaar, is dit 7 jaar, en as die Bybel sê 1000 jaar, is dit 1000 jaar, en jy kan nie so inkonsekwent redeneer oor die Bybel nie. As jy wil hê 'n ding moet iets beteken, dan moet jy die hele tyd hê, dit moet dit beteken. En daar is 'n klomp sulkes, in die Dykes Bybel, een van die Bybels wat die langste gevat het om geskryf te word, en die kommentaar op geskryf te word, 'n paar het begin, en sy seun het dit klaargemaak, oor 100 jaar gevat om hierdie Bybel se kommentaar te skryf. Die Dykes Bybel, dis 'n verskriklike duur Bybel, moet hom asseblief nie koop nie. Hy gaan jou baie, baie de mekaar maak. Ek het een op my rak as jy hom wil kom leen. Die hele Bybel is vol sulke kaarte, van Daniel tot van die ander profetiese boeke, en dan uit die aard van die saak, het hy 2 bladsye oor Openbaring, waar hy Daniel en Openbaring en 'n paar ander voorspellings in die Bybel opteken, en hierdie is bladsy 1 van die kaart, en hierdie is bladsy 2 van die kaart, waar hy die einde in sy totaliteit uitlê, en honderde Bybeltekste aanhaal, en dit motiveer, en sovoorts, en ek wil vir jou sê, met groot respek en liefde, ek weet dat hierdie ou en sy seun 100 jaar gevat, maar wragtig. Selfs Jesus het gesê, hy weet nie hoe dit gaan werk nie. Miskien het Jesus net nie lang genoeg geleef nie, om het uit te dink nie, maar ek wil, as Jesus sê, hy het nie geweet nie, dan het hy nie geweet nie. En ek besef dat my eie pa, die Here leer ken, in 'n diens wat hierdie muurkaart in die muur gehad het. En daai muurkaart, en die vrees wat my pa ontwikkel het daai aand, vir of hy reg is vir die hemel, en of hy reg is vir die hel, het gemaak dat hy sy lewe vir die Here gegee het, en ek prys die Here daarvoor, want vandag is my pa dood, en ek weet, ek gaan saam met hom in die hemel wees. Maar of daai muurkaart die waarheid gaan wees, ek weet nie. Al wat ek vir jou kan sê is, daar's 110 vrae wat ek het oor hoe hulle by dit uitgekom het. Maar daar's mense wat dit doen, en dan daarom, daar's 4 verskillende hoofsienings oor hoe dit werk, en ek gaan jou verskriklik vinnig daar deurvat, want hierdie is nie Bybelskool nie, maar die pre-millennium mense wat hierdie teorie aanhang, sê dat ons is tans, hallo, waar is my rooi liggie, daar is ek, ons is tans in die tydperk van die kerk, en dan gaan die Here sy kinders kom haal, en dan gaan daar 7 jaar van verdrukking wees, en dan gaan daar een groot oorlog wees, en dan gaan daar die 1000-jarige vrederyk wees, wanneer Jesus terugkom aarde toe, en sy kinders saam hier op die aarde gaan leef vir 1000 jaar, in absolute vrede, en dan gaan daar 'n oordeel wees, en die hemel en die hel gaan gebeur, en so aan en so aan. Dan is daar die histories pre-millennium tydtafel, waar mense sê die tydperk van die kerk gaan 'n bietjie langer wees, dan is daar onmiddellike oorlog, daar gaan nie 7 jaar eers verby gaan nie,
en net voor die oorlog gaan Jesus eers al sy mense vat, en dan gaan daar 1000 jaar van vrede wees, en na die 1000 jaar is die oordeel, en dan is die ewigheid, en dan is daar die volgende groep mense wat sê, nee, maar het gaan nie so werk nie. Hulle sê die tydperk van die kerk gaan gebeur, en dan gaan, ek weet nie, wat die 1000-jarige vrederyk gaan begin nie, die duiwel word gebind, dis waar dit gebeur, en dan sal die 1000-jarige vrederyk, en die duiwel het geen meer mag op aarde nie, en dan is daar 'n groot beklei, en die wegraping gebeur, en die hemel en die hel gebeur, en dan is het so, en dan is daar hierheen, wat ek kies om te glo, want hierheen sê, dis baie eenvoudig, en Jesus sê, dat ons moet kan glo soos 'n kind, hierheen sê, Jesus is hemel toe, nou is dit die tyd van die kerk, en dan gaan die einde aanbreek, en dan is dit die ewigheid. Punt. En miskien wou ek op skool die maklikste werk geleer het, en dis hoekom ek hierheen glo, maar as ek na die wêreld kyk, en hoe die Bybel geskryf is, en wat ek daarin lees, dan is hierheen vir my die maklikste om te glo. Die maklikste om aan vas te hou. Maar hoekom gaan ek so vinnig hierdeur? Want het maak nie regtig saak nie. En ek verstaan nie hoekom dit mense verdeel nie, en ek verstaan nie hoekom mense wil beklei daaroor nie. Want op die ou einde is daar net een vraag, en daai vraag is, ongeag hoe die einde gaan gebeur, is jy gereed? Dis al. Dis al vraag wat moet verander word, so, daarom wil ek vanoggend daai vraag antwoord, en ek wil met hierdie verskriklike lang inleiding, by hierdie verskriklike klein punchline kom. Wat moet ons nou doen? In Openbaring 19 staan hierdie verse. Halleluja, die Here heers as koning. Met ander woorde, hy is in beheer oor alles wat gebeur. Ons God, die Almagtige, laat ons juig en jubel en aan hom eer betoon, want die tyd het aangebreek vir die bruilof van die lam, en sy bruid het haarself daarop voorberei. Sy is toegelaat om fyn, helder skoon linne aan te trek. Die fyn linne klere is die regverdige dade van hulle wat aan God toegewy is. Openbaring 19 vers 6 en verder. Hierdie is 'n prentjie, want wanneer God oor die einde praat, dan praat hy in prentjies, want ons gaan dit nie verstaan nie. En die prentjie wat hy teken is, dat wanneer God sy kerk kom haal, gaan dit soos 'n bruilof wees. Nou in tradisionele terme, nie in moderne terme nie. In moderne terme bly meeste mense saam en dan trou hulle. Maar in tradisionele terme, het jy by 'n meisie aangelê, en dan het jy met haar verloof geraak. En dan as jy met haar verloof geraak het, dan het jy die troue begin beplan. En dan was daar hierdie afwagting vir die troudag. En die troudag kom, en die troudag kom. En die Here sê, dat vir my en vir jou, wat as gelowiges leef, is dit so iets. Sien, want iemand wat verloof is aan iemand anders, daar's die belofte van 'n lewe vir altyd saam, maar dit het nog nie gebeur nie. Maar dit het gebeur. Ons sien mekaar die hele tyd, ons drink saam koffie, ons eet saam, jy slaap in daai huis en ek slaap in hierdie huis, ons is al beloof aan mekaar, maar ons is nog nie voltyds by mekaar nie, en ons het nog nie een geword in al die sinne van die woord nie, maar ons is een, want ons is beloof aan mekaar. So dis hierdie alreeds nog nie gevoel. En die Here kom en hy sê, dis hoe dit werk, vandat hy hemel toe gegaan het in die jaar min of meer 30 na Christus, vandat hy hemel toe gegaan het, totdat hy weer terugkom, sal dit so wees. Sal dit wees soos 'n bruid wat wag vir die bruilof. En 'n bruid wat wag vir 'n bruilof is opgewonde. En sy vertel vir almal van die troue, en sy wys vir hulle die invites, en sy wys vir hulle die goeders, en sy sê, kom ek wys vir julle my stunning man met wie ek gaan trou, en kom ek wys vir julle hoe gaan die onthaal lyk, en kom ek wys vir julle hoe gaan die huis lyk waarin ons gaan bly, en die Here sê, dis presies wat hy verwag van my en jou, is om te vertel van hom, ons hemelse bruidegom, en ons hemelse bruilof, om te praat oor wat vir ons wag,
en dat die Here vir ons 'n plek reg maak, en dat dit amazingly awesome gaan wees, en dat geen trou venue op aarde kan kers vashou by die hemel nie. En ek en jy moet aanhou leef in hierdie spanning tussen alreeds en nog nie. Ek is alreeds kind van God, maar ek leef nog nie saam met hom in die hemel. Ek leef saam met hom hier op aarde, maar dis nie 'n perfekte lewe nie. Ek maak droog, die Here word vir my kwaad, ek vra verskoning, die Here vergewe my. In die hemel geen sonde nie. Ons word siek, ons gaan dood. Daar's motorongelukke, daar's oorloë. Dis nie volmaak en perfek nie. Dit is nie alles wat God beloof dit gaan wees nie, maar dit gaan eendag wees. Maar vir nou, al wat ek vir jou kan gee is dit. Die maan gaan verkleur. Die sterre gaan skuif. Daar sal die heeltyd mense wees wat opstaan en sê, ek weet wanneer is die einde. Ek wil vir jou sê, hulle weet nie. Net God, ons hemelse Vader, weet. En wat hy van my en van jou verwag om te doen tot dan, is om onsself gereed te maak. Want het julle al gesien hoe obsessief raak party bruide as hulle gereed te maak vir hulle troue? Hulle verloor gewig, daar moet 3 keer moet die rok verstel word. Hulle doen yoga en wat is hier die ander goed wat hulle deesdae doen, spinning en dan daai ander ding, ek het nou die naam vergeet, maar het lyk verskriklik moeilik. Hulle doen allerlei oefening en hulle laat hulle hare doen en weer doen en weer doen en dan laat hulle hare kleur en kleur en kleur en dan sit hulle verskriklik baie moeite in om kleure by mekaar te pas en hierdie goed pas by hierdie en hierdie blomme gaan so lyk en hierdie kandelaar gaan so staan en daar gaan hierdie ontsaglik baie moeite in iets wat binne 3 ure verby is. Ek wens ons het soveel moeite ingesit vir iets wat 'n ewigheid gaan hou. Ek wens ons het soveel vertel van die Here, soos wat 'n bruid kan vertel van die troue wat voorlê. Jy moet net vir 'n bruid 'n halwe kans gee, om te sê, ek hoor jy trou, jy's klaar gepraat. Dis die laaste sin wat jy gesê het. So vanoggend wil ek net vir jou dit gee. Die einde, weet nie wanneer hy kom nie, die Antichrist leef dalk. Ek weet nie. Die einde kan môre wees, die einde kan oor 1000 jaar wees. Want sien die Here wat ons aanbid, sê ergens in die Bybel, 1000 jaar is soos 1 dag en 1 dag is soos 1000 jaar. So dit maak dit 'n bietjie moeilik om dan die tye in die Bybel te vat en te sê 7 dae en 1000 jaar en 7 dae. Jy kan nie, want vir die Here is tyd is relatief. Maar as ek die Bybel reg lees, het die hemel 'n versadigingspunt. Daar is 'n plek waar die Here sê, dat hy wag tot daar genoeg mense hulle lewe vir die Here gee en dan gaan hy kom. En dis die waarheid van my en van jou. In die week wat kom, sal Sanine die roudiens beleef van 'n jong man wat op 19 in 'n motorongeluk dood is. Nie een van ons se lewe is gewaarborg nie. En of jou kaartjie hemel toe geboek is baie belangriker as of jou kaartjie of jou paspoort gestempel is vir Europa. Maar net jy gaan dit bepaal. Nou wat my betref, Jesus het vir my gesterf. Wat my vrou betref, wat my kinders betref. Hy is ons verlosser, is hy joune. Wag jy soos ek vir die grootste troue wat ooit gaan gebeur. As jy dink jy was al op 'n troue met 500 gaste, draai 'n troue met 5 biljoen gaste. Of miljoene, biljoene, ek weet nie hoeveel mense in die hemel gaan wees nie, gaan verskriklik baie wees. Dit gaan 'n lekker kuier wees.
So, tot dan sal ek bly vertel van die Here wat kom om my te kom haal. Wanneer? Ek weet nie. Miskien as ek 83 is, of 103, of 133. Bewaar julle siele as ek 133 al. Of miskien môre, miskien vanmiddag. Maar tot dan leef ek my lewe voluit. Vra die Here van jou, leef jou lewe voluit. Asof môre daar is, maar asof hy nie daar is nie. Dis hoe jy gaan moet leef. Mag die Here jou daarmee help. As jy enige vrae het, as jy met my wil kom praat oor die muurkaarte of oor John Hagee se boodskappe of wat ook al, jy is meer as welkom. Ek het altyd tyd. Ons kan gesels oor jou vrae. Jy kan vir my e-pos, jy kan vir my bel, en ons kan gesels. Mag die Here ons help om nie ander mense te laat struikel met vrees of op enige ander manier deur onwaarhede te verkondig nie. Mag die Here ons help om net te sê, God het jou lief en hy wil jou hemelse Vader wees. Amen. Kom ons bid saam. Here God, baie dankie. Dankie dat u woord eenvoudig genoeg is vir 'n kind om te verstaan, maar so moeilik dat die mees geleerde professor nooit ooit in sy leeftyd die diepte sal verstaan daarvan. Dankie Here dat ons kan redeneer oor die einde, maar dat ons nooit die antwoord sal hê nie. Want u Here is die God wat in beheer is. U is die een wat die antwoorde ken. Here, ek wil vra, help ons om net daai lewe te leef. 'n lewe wat sê, ek wag, ek het 'n belofte van 'n voltydse lewe saam met die Here, en ek leef nou reeds saam met hom, maar eendag sal ek fisies saam met hom in die hemel leef. Om daai lewe te leef, van alreeds is ek God se kind, maar ek is nog nie heeltemal saam met u nie, Here. Mag ons lewens iets wys van u liefde, van u grootheid, van ons opgewondenheid om vir u te wag, nie vrees nie. Here, die enigste tye wanneer ons vrees dat die kom is, wanneer ons besig is om droog te maak. Here, mag ons mekaar help en mekaar herinner aan die hemelse bruilof wat vir ons almal wag. En mag ons soveel as moontlik mense wat saam met ons werk en saam met ons leef en in ons familie is, al dink ons partykeer hulle self is die anti-kris, mag ons so alles in ons vermoë probeer om hulle te vertel van 'n ewigheid met of sonder God, en dat hulle 'n keuse moet maak. Dankie Here vir u liefde en u genade. Lei ons deur die week wat voorlê, die laaste week voor ons bazaar. Wees met almal wat betrokke is, en elke stalletjie wat nog mense kort, wil die mense in mense se harte werk om te kom help. En Here, wil u net gee dat dit 'n amazing groot sukses sal wees, en dat Sanine, almal wat hier is en nie meer met vakansie is nie, sal kom en sal saam kuier en sal saam lag en saam sal geniet dit wat u vir ons voorsien. Here, ek sien uit. Lei ons deur hierdie week dat ons alles gedoen kry. Ons prys u. Amen.